Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak en ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee want ons is geseënd deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Hierdie Hemelvaartdag gaan ons 'n worshipdiens hou, Donderdag 29 Mei om 7:00. Dit is weer tyd vir die jaarlikse Durbanville for Jesus gebedsaksie, waar kerke in die Durbanville omgewing bymekaar kom om vir 10 aaneenlopende dae vir ons omgewing te bid. Dr. Douwe Tygerwil neem verantwoordelikheid vir die 3 Junie. Jy kan deelneem deur 'n tydsgeleef te kies wat jou pas en daardie tyd uit te sit om te bid. Jy kan bid net waar jy op daardie stadium is, of jy kan die gebedslokaal by El Shaddai gemeente gebruik. Die rooster sal by die infotoonbank beskikbaar wees. Volgende Sondag, die 1 Junie, begin ons Fusion Tieners met 'n nuwe reeks, Back to Basics. Hierdie reeks handel oor die Bybel. Ons gaan vrae beantwoord soos, hoekom lees ons die Bybel en hoe om Bybelstudie te doen. So maak seker, julle bring die tieners kerk toe, sodat hulle meer van God se woord kan ontdek. Lifework Leadership inspireer leiers om aktiewe agente van verandering te wees waar hulle is. En hierdie jaar wil ons jou uitnooi na 'n inligtingsaand oor Lifework Leadership, saam met Dean Retief, die uitvoerende direkteur van The Leadership Storehouse. Tydens hierdie geleentheid sal Dean praat oor 'n nuwe begin in 'n korporatiewe omgewing. Hy sal ook praktiese insigte deel oor hoe om innovering te bevorder. Hierdie geleentheid bied vir jou 'n kans om praktiese strategieë aan te leer vir jou organisasiekultuur, met eensgesinne mense te netwerk en om jou span te inspireer om nuwe geleenthede met selfvertroue aan te pak. Registreer en sluit gratis by ons aan vir hierdie Lifework Leadership livestream event, Donderdag 5 Junie hier by Dr. Douwe Tygerwil. Die 13de Junie van 6:00 tot 8:00 gaan ons Fusion Tieners saambraai om Jeugdag te vier. Ons sal die vleis voorsien. Al wat die tieners nodig het om te doen, is om te registreer en 'n maatjie of 2 saam te nooi. Dr. Douwe se Young Adults hou 'n lekker bring en braai. Die 6de Junie om 7:00. Registreer vandag nog aanlyn. Dr. Douwe Kids gaan 'n lekker fondsinsameling hou. Ons gaan koek verkoop tussen die 1ste en 2de diens die 8ste Junie. As jy graag deel wil wees en jy sal graag 'n koek of cupcakes wil skenk, asseblief maak kontak vandag nog met my vir meer inligting. Amen, jy kan 'n sitplek neem. Die Here is goed en die Here is getrou en dit is lekker om saam met julle almal te kuier vanoggend. In die tweede deel van ons reeks. So dit is die einde van die maand klink dit vir my. Jy weet, dit is mos nou hierdie tyd, hierdie Sondag, jy weet, dan sit mos nou so die einde van die maand en baie mense moet nou gereed maak vir die nuwe maand of hulle wag vir pyde of hulle het net py gekry of hulle gaan nog py kry, ek weet nie werk dit nie. En soos 'n interessante tyd, altyd vir my so 'n maand oorgang. Maar in dit, dink ek, moet ons net een ding altyd besef, en is vir my altyd so
crucial om te besef, net dat die Here change nie. Verstaan jy, hy bly dieselfde. Ons omstandighede verander, ons gaan deur siklusse, ons gaan deur goed, maar die Here bly dieselfde. En wat hy sê in sy woord, sê hy, want hy bedoel dit, en as hy vir jou sê, hy gee vir jou om, as hy vir jou sê, hy is lief vir jou, as hy sê, hy is daar vir jou, hoe meer jy sy woord lees, hoe meer ontdek jy wie hy is, deur die uitsprake van God se woord, wat ons lees. So, dit moet ons vat vanoggend en sê, Here, maak nie saak waar ek journey nie, net met die wete dat daar's 'n ware uitspraak van God se woord, wat kom van die een, wat altyd dieselfde bly. En ja, so vanoggend, net voor, ek het so 1 of 2 goedjies, ek is bly hulle sit dit vir my op, want ek vergeet altyd om die goed te noem, omdat ek wegspring, net so ietsie uit ons street store uit, so volgende Saterdag, hoor dit gemooi, die 31ste is ons street store, okay, so ons doen dit, gewoonlik was dit net 1 of 2 van ons campus, ons is bly, ons betrek na ander gemeentes ook, want dit is 'n interkerklike dag, wat ons by mekaar kom, om vir arme mense en ouens wat nie het nie, net menswaardigheid terug te gee, vir hulle belewenis te gee van 'n straatwinkel, met ander woorde, jy stap in, alles is georganiseer, en die ou kan van klere kry en kos kry en gebed kry. En baie van ons wat hier sit met opgesign, ek weet daarvan, en dan van jy op, waar jy opgesign het te sê, maar daar het gestaan, ek kan ergens 'n klerk wees, of ek kan 'n usher wees, of ek kan 'n speedkop wees, nee, sekuriteit wees, of wat ook al, nee, moenie baie bekommerd wees oor die, ons gaan daai dag vir jou presies verduidelik. So vinnig, ons het Woensdag, het ons 'n geleentheid waar ons jou wil gou net toerus, dis 'n baie kort sessie, ons wil net vir jou sê presies hoe werk dit, wat moet jy kom doen, en dan saam met dit wil ons ook dan net 'n paar van die klere wat nog oor is uitsorteer, en dan gaan ons Saterdag almal daar wees, lekker vroegoggend. Gewoonlik het ons in skofte gewerk, jy kom die eerste skof en die tweede skof, ons doen dit nie nou nie, jy doen dit net nou, jy kan enige tyd kom deur die dag, weet egter, in die oggend is dit altyd lekkerder, want as jy later kom, dan het die meeste klere al uitgegee, of dit begin 'n bietjie af te neem, so dis lekker besig in die oggend, so ons is daar van 6:00 af, en dis by die NG Kerk Bellville Wes, wat ons dit hierdie jaar gaan doen, daar in hulle kerksaal, daar's omgewing, in samewerking met Mesaksie ook, so is lekker, klomp, ons verwag 2000 mense, ja, 2000 mense, so dit gaan great wees, so kom help ons gaan die klipborde omstuur, vul dit net in as jy nog wil deel word daarvan, ek dink ons het so in 'n omgewing van so by die 100 helpers, maar ons kort nog, so asseblief, wil jy net jou naam opskryf, soos die klipborde omgaan, en sê jy gaan commit vir dit, en as jy enige vrae het, jy kan my direk bel, en vir my sê, Rian, ek is nie seker hoe werk hierdie storie nie, moenie by die huis bly, want jy nie seker is nie, vra my, ek sê vir jou mooi verduidelik, dan is jy seker, en dan, dis eintlik eenvoudig, jy gaan sien, dit is so eenvoudig, dit is so lekker, bietjie om terug te gee. Okay, Street Store. Ons is by hierdie reeks van ons, die heilige verlede week, kom ek begin net by die begin, vanoggend praat ons oor fueling, ons gaan hierdie gedeelte praat, so verlede week het ons gesels, juis oor daai ene wat sê, the destination, so in die reeks moet jy verstaan, dit is ons opbou na Pinkster toe, so ons het ons so 'n bietjie daar agter gehaal en gesê, the destination is to be filled with the Spirit, en dit is deel van hierdie journey elke Sondag, wat ons oor gaan praat, so Loftie het verlede Sondag gepreek, en hy het so die intro gegee van net, wat om te verwag, as jy, en hoe Jesus gewerk, en hoe hy gesê het, is vir ons voordelig, en al hierdie goed om te verstaan, the destination, there's something great, ons sing daai song voor die tyd, hoor ek speel, daai song, this is the great adventure, wie kan daai song onthou van Stephen Curtis Chapman? 2 of 3 van ons, 4 van ons, die ander was of nie gered nie, of te jong, een van die 2, maar eintlik, Stephen Curtis Chapman, hy song gesing, this is the great adventure, en saddle up your horses, dit was 'n lekker song geweest, maar die prentjie is, volgende week, so die fueling gedeelte, jy gaan sien volgende waar ek praat, dis die prentjie van na binne, en ek gaan hom baie mooi verduidelik, die woord fueling, moet nie vashak daar nie, as want die prentjie sê, daar gebeur iets binne in my, en volgende week, the lift-off, van hierdie great adventure is iets gebeur deur my na buite toe, ons gaan oor dit gesels, en dan die laaste ene is the adventure, en dit is met Pinkster Sondag, dis om te leef in this great adventure, wat die Here vir ons oor gedroom het. So hierdie is alles so opbou soontoe, so wees elke Sondag hier, en jy gaan op 'n great adventure saam met ons hierdie pad op. So vanoggend, fueling, ek praat oor hom, nou kan jy reg sit jou, wat is vere, reg skit, hier gaan hy. Nou daai prentjie, dit was goed toe Rianne vanoggend vra, jy weet, aan daai vraag, maar luister, jy al ooit onder petrol gaan staan. Ons ken dit pretty much goed. En eintlik het ek 'n prentjie gesoek om te wys hoe werk 'n combustion engine. Nie dat ek lekker weet nie, al wat ek weet is, hy kort petrol om te werk, nê? Sonder petrol werk niks nie, okay? Jy kan die beautifulste, pragtigste, mooiste kar hê, maar as daar nie petrol ingaan nie, dan is dit net 'n stuk metaal, nê, wat daar in jou garage staan, wat absoluut niks beteken nie, okay? So die oomblik,
as daar iets in hom ingaan, die petrol is asof daar lewe kom in hierdie monster van 'n masjien en kan jy hom geniet. Nee, kan jy hom ry en daar's klomp goedjies jy kan doen met hom ensovoorts. Hy vat jou waar jy wil heen gaan en hy's baie fancy. Vandag se karre is verskriklik fancy binne. Maar anyway, dis dit, maar hy het daai petrol nodig. En nou die gedagte van fueling wat ons dalk moet verkeerd verstaan as jy dit gaan hoor, gaan ons kom by hierdie gedagte, wat baie mense kom en sê, maar hoekom voel mense soms dat hulle sê, maar ek voel 'n bietjie leeg en ek moet weer gerecharge word. Nee, dis hoe ons praat. Jy hoor mense praat so, nee. So al asof ek moet nou Sondag by die kerk uitkom dat ek bietjie kan petrol ingooi, of ek moet Woensdag by 'n live groep uitkom sodat ek bietjie kan petrol kry, so ek leef van garage tot garage tot garage. Ek dink ons mis iets as ons so dink. Want ek dink fueling, in my opinie, is 'n eenmalige proses waar ek gevul word met die volheid van God. En dit gebeur as ek Christus ontdek en aanneem en sy Gees kom woon in my. Onthou, volgende week praat ek oor 'n volgende eienskap van die Heilige Gees, nê? Moenie nie daar gaan vasraak nie, dan kom 'n hele preek oor die gawes van die Heilige Gees, dit kom. Maar hoor vanoggend, hierdie is die gedagte van waar ek Christus aanneem en ek word gevul met sy Gees, wat vir ons sê, ek word volgemaak. Nou my vraag is, as ek dan die hele tyd dink ek kan ooit leeg word, moet ek eintlik vra, kan ons ooit sonder God of weg van God wees? Dis eintlik die vraag. As ek eintlik vir mense sê, ek voel so leeg, wat sê ek eintlik? Ek voel so sonder God. Ek voel so die Here het my verlaat. Ek voel so die Here is weg en hier's ek alleen besig om my eie ding te moet doen. Dis hoekom ek so moedeloos en so magteloos en so leeg voel. En dit kan tog nie die waarheid wees nie, maar ons het 'n paar gedeeltes in die Bybel uit jou Bybel wat jy moet gaan uitskeer. Wat hy dan sê, jy weet, Dawid kom skryf het, Paulus kom bevestig het, hy sê, maar waar kan ek ooit gaan om te ontvlug van die liefde van die Here? Waartoe? Orals, God is orals. So ek kan nooit so voel nie. So hoekom voel ons so? Ek dink partykeer, dis nie asof ons, die Here het ons nou verlaat en nou is ons leeg nie, soos petrol wat uithardloop nie. Wat dit is dis ons belewenis en eintlik wat gebeur is, die oomblik as ek in sy teenwoordigheid, in ander woorde, as ek bewus word van sy teenwoordigheid deur intieme tyd met hom te spandeer, wat gebeur dan? Ek skryf daar, ek word eintlik net bewus. Ek moet net weer bewus word. Feeling is die besef dat jy reeds gevul is met God. Met ander woorde, ek moet oomblikke create. Ons as mense het nodig om moments te create waarin ons bewus kan word van die volheid van God in ons. Dis al. Dis nie te sê jy is leeg nie. Want dan beteken dit die ou wat, as ons so redeneer, beteken die ou wat baie vir die Here doen met eerste leeg raak. En die ou wat niks doen, die bly vol. Dit gaan weird wees. Verstaan? So die ouens wat die Here nie dien nie is lekker vol Jesus, en die ouens wat die Here dien en mense vertel van hom is leeg. Ek dink dis bietjie weird. Ek dink hoe hy werk is net, daar's tye en lewe happen en dit gemaak dat jy voel moedeloos en dan al wat jy nodig het is, jy kan in jou kar in die verkeer sit en net bewus word en vra, Here, wat het gebeur met redding toe ek gevul is met die Heilige Gees? U het my gevul vir 'n journey, vir 'n great adventure wat wag. En dit het gebeur. Maar wat beteken dit? En dis waar ons oggend praat. So as ek gevul is, hoe lyk hierdie petrol? As jy dit so wil uitdruk. Hoe lyk hierdie Heilige Gees in my? Wat is dit wat binne in my gedrop is? Wat het die Heilige Gees binne in my kom sit? En dis die waar ons gaan praat. So ek het daai prentjie opgesit, jy voel so bietjie, nee, sien daar enetjie regs. As jy 'n prentjie kan hoor, hy het geklink soos ek nou net gemaak het, nee. En dan word ek bewus tydens intimiteit en ek is vol. Ek word bewus ek is vol. En daai bewuswording van ek is gevul, bring my na prentjie toe wat ek sê, lekker. Die lewe is goed, want ek het 'n moment gehad waar ek net besef het, dis wat ons doen tydens worship. In worship is nie asof ons jou wil inlei in die teenwoordigheid van die Here nie, want hy's klaar binne in jou, dit sal weird gewees het. Nee, wat ons doen is, al wat gebeur in worship is, jy word bewus gemaak van sy teenwoordigheid. Dis al. Jy word bewus. In daai oomblik van worship word jy net bewus van God is by my, God is in my, God is lief vir my en dit verander wie ek is en hoe ek dink, en hoe ek optree en hoe ek leef en dit wat deur my lewe sigbaar dan word. So, hoe gebeur dit? Dis nou die vraag dat ons reeds, waar dit begin, hoe dit gebeur dat ons reeds gevul is met die Heilige Gees? Nou natuurlik het ek gesê dit gebeur met redding, maar ek wil vir jou sê, daar was 'n stadium wat Jesus
gaan skryf het, en dis geskryf in Johannes, waar hy gaan sê het, maar hoorie, daar gaan 'n tyd kom, hy journey saam met sy disippels op aarde, en hulle is baie lief vir hom, en hulle besef, hierdie ou is die seun van God, en hy moet tog net altyd by ons bly, en dan kom hy op 'n stadium en sê vir hulle, maar daar gaan 'n tyd aanbreek, wanneer ek nie meer saam met julle gaan wees nie, nee? Wanneer ek weg gaan hiervan af, maar ek gaan die Heilige Gees stuur as 'n trooster, ons kom nou daarby, hy sê, en dit gaan vir julle voordelig wees, dat ek weggaan, en die klem vir my, op daai prentjie is, vir ons, vir jou, nie net vir sekere mense nie, vir ons, sluit ons almal in, en dit sluit jou in. So as jy vanmôre hier sit, want jy weet, Jesus het op 'n stadium gesê, dit gaan vir jou voordelig wees, sê vir jouself, dit is vir my voordelig, nee, dit gaan vir jou voordelig wees, dat ek weggaan. Want wat gaan gebeur is, ek gaan die Heilige Gees, ek gaan 'n ander voorspraak, ek gaan 'n trooster stuur vir jou, en die prentjie van hierdie trooster, van hierdie Heilige Gees, daar gaan iets, hy gaan binne in jou kom woon, want as jy terug in Johannes 14 toe, dan sê hy, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid, nee, dit beteken soos in forever, en ever en ever. Hy sê die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie kan sien, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, so die fokus val die Heilige Gees, kom saam met verhouding, nee, jy sien dit, want hy sê, jy ken net iemand as jy in verhouding met iemand is, hy sê so, julle ken hom, en omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. So dit is voordelig, want die Heilige Gees gaan kom, hy gaan in julle wees, hy gaan nie net by julle wees, hy gaan in julle wees, en omdat hy in julle gaan wees, gaan dit maak dat jy gaan hom leer ken, en wat gaan jy leer ken? Die waarheid, en Jesus sê later ook op 'n stadium, hy sê die waarheid sal jou vry maak, hy sê, want ek is die weg, die waarheid en die lewe, so hy sê hierdie waarheid van God se opinie oor wie hy is, gaan binne in jou kom woning maak, so jy hoef nooit te leef sonder die wete dat jy God se prentjie oor jou, dat jy nie weet en seker is oor wie hy is nie, maar hy sê die waarheid gaan vir jou kom oortuig van wie hy is, en dit gaan, so die voordeel wat ons kry is, van die adventure, hierdie ene, die Heilige Gees, kom woon binne in ons, en dit het gebeur omdat Christus het so gesê het, en dit gebeur met elke van ons se lewens, tydens redding. So, hy sê dat die wêreld ken nie hierdie ou nie, hoekom nie? Want die wêreld het nog nie Christus ontdek, of Christus aangeneem, is nog nie gered nie. So die prentjie vir jou, om te weet, as jy gered is, as jy beseël vir Christus, dit beteken, die Heilige Gees woon in jou. Moenie probeer die goed oordink nie. Ons sal volgende week gaan ons 'n bietjie praat, wat is die volgende stappe daarna, wat gebeur, maar hoor vanoggend dit, al wat jy vanmôre hier moet sit en besef is, luister hier, the Holy Spirit is in me. As jy die Here aangeneem het, daai dag, dink gou terug, as jy weet van 'n dag wat jy Christus aangeneem het, dan sê Here, wat het gebeur? Yes, die skrif het waar geword, dis nou tot my voordeel, ek dien Christus soos sy Gees kom woon in my. Dis die prentjie. Nou gaan ons verder kyk, maar wat beteken, so, net gou daar stop, as jy dit nog nie gedoen het nie, en jy is onseker, ek glo, ons gaan kyk wat toe gaan vanoggend, en ek ervaar in my gees al die hele week, daar gaan 'n tyd wees in hierdie diens, waar ons jou geleentheid wil gee om te doen, maar die prentjie is, hoor dit mooi, tydens redding, kom woon die Gees in jou. So die Heilige Gees, die ander aspek van hom is, werk eintlik al in jou lewe lank voor jy Christus aangeneem het. Is hy al klaar betrokke in jou lewe? Daar's klomp vers, ek gaan nie nou alles noem nie, maar jy weet, kyk, ek staan by die deur van jou hart en ek klop en nie wat my stem hoor, ons ken dit, Openbaring 3 vers 20, nee, en oopmaak, ek sal inkom saam met hom feesmaal. Ons ken daai gedeeltes, dis beautiful, daar's 'n klomp beautiful gedeeltes in die Bybel, wat Jesus kom sê, ek het dit op fast forward gesit, daai vers, gaan lees homself op die eie tyd, Openbaring 3 vers 20, okay. Die prentjie is, die Heilige Gees het al lank reeds met jou gesels met die aanloop van jou tyd vir redding en daai moment, of jy dit nou geweet het of nie geweet het nie, besef jy, maar ek ken hierdie stem. Johannes kom sê dit vir ons verder in Johannes 16 vers 8, die Amplified lees, hy sê, and he, when he comes, will convict the world about the guilt of sin and the need for a savior. Jy sien wat hy kom doen in ons lewens. Hy verwys nie na die wêreld, hy verwys nie na ouens wat die Here nie dien nie. Hy sê die Heilige Gees kom oortuig hulle dat daar is jy het 'n savior nodig, jou lewe. So dit is mense wat kom praat of omstandighede wat gebeur en nêrens besef jy, but I need so much more, something more in my life. That is the Holy Spirit. Ek het Jesus Christus as my redder nodig. So lank voor die dag van redding aangebreek het, was die Heilige Gees alreeds besig. Geloofde het gesê,
die Heilige Gees het nie ontstaan die dag met Pinkster toe het uitgestort is, toe word die Heilige Gees gebore nie. Hy was al van die begin af. Die Heilige Gees kom woon nie, ontstaan nie die dag as jy Christus aanneem, jy is nog die hele tyd daar. Hy is besig met 'n journey met jou. En dan hoor jy eendag en jy sê ja en jy neem hom aan. En daar's soveel wat ons nog gehoor kan sê, maar ek gaan nie nou nie. So, maar hy is die roepstem wat ons oortuig van wat reg en verkeerd is, selfs nog voor ons kinders van God geword het. Okay. Hier kom ons by die interessante goed. So nou binne in my, hoe lyk die Gees binne my? Wat se werk doen hy in my? Hoekom is dit vir my voordelig dat ek gevul is met die Heilige Gees? Jy's nie gevul met die Gees sodat jou oë ander kleur word nie, of sodat jy shine of 'n huile op jou kop vorm nie. Jy's gevul met die Gees en vanoggend se prentjie is vir jouself. Hoor wat dit beteken dit vir jou. Volgende week vir mense om jou. Vanoggend vir jou. So 3 woorde wat die Bybel vir ons sê, wat uit die een woord uitkom, eintlik die Griekse woord is parakletos, maar om duidelik te verstaan, is om te sê, die rol van die Heilige Gees in jou, hy speel 'n rol van advokaat, en ek gaan hom verduidelik, want partykeer verstaan ons die rol van advokaat 'n bietjie verkeerd, en dan hy speel ook 'n rol in jou lewe as intercessor, wat ons so nodig het, en dan speel hy ook 'n rol in jou lewe as trooster, nê. So daar's 3 aspekte. Eerstens wil ons sê, Here, as ons deur die lewe gaan, lyk dit vir my, Jesus gesê is voordelig, want julle gaan in julle lewe gaan julle ergens bietjie droog maak en julle gaan iemand nodig hê wat langs julle inkom en julle kom oortuig van wie julle is. En julle gaan deur die tyd gaan jy partykeer moet hoor wat die Here oor jou sê en dat hy vir jou intree, en ander kere gaan dit julle deur moeilike tye gaan, die lewe gaan net taaf wees en julle gaan hartseer wees en het julle die Heilige Gees nodig as 'n trooster. So om na die 3 te kyk, die eerste ene, as ons vinnig praat oor advokaat in Johannes 14:26 in die NIV lees dit so, hy sê, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Nou, hier is 'n sleutel vir wat ons bedoel met advokaat, nee, want as ons die woord advokaat hoor, wat sien ons? Een of ander ou in 'n Batman suit in die hof, nee? Okay. Die advokaat prentjie wat Christus vir jou wil kom gee, hy sê dit is iemand wat langs jou inkom, nee? Nie iemand wat vir jou veg nie. Want onthou nou, die stryd is klaar gewen. Jesus het klaar die stryd gewen, nê? So die advokaat kom langs jou in en eintlik kom hy vir jou regspraak gee. Hy kom vir jou sê, weet jy wie is jy? Verstaan jy? Jy staan nou hier en jy voel skuldig en jy voel jy sit in die skuldigingsbanke en jy voel jy word aangekla en jy voel net jy is nie werd nie, jy is verkeerd, jy het verkeerd opgetree. Dan is die advokaat, die woord parakletos is to coming ek sê comes alongside us, so hy kom staan nie langs jou en hy kom sê vir jou, moenie worry nie, kan ek gou vir jou vertel wie jy is? Jy stres oor wat die aanklagte teen jou is, maar kan ek vir jou vertel gou wie jy is? En die Heilige Gees, hy kom leer ons alles wat Jesus ons vertel het, hy is die waarmaker van die woord en hy sê, ek wil vir jou kom sê, ek woon in jou, want jy het jou lewe vir die Here gegee, en dit is ook wat voordelig is, dat ek in jou is, as 'n advokaat, om vir jou te kom sê, jy is die seun of 'n dogter van die koning van die konings, jy is die koningskind, dis wie jy is nie die hulpelose sondaar of slegte persoon wie jy dink jy is nie, hoor gou my uitspraak as 'n advokaat wat langs jou inkom en jou kom vertel wie jy is. Verstaan jy? En dan net daai moment waar ek intimiteit met God het, wat ek bewus word van God hier binne in my, voel ek, wow Here, ek het droog gemaak, ek het verkeerd opgetree, en ewe skielik kom die advokaat en hy sê, you know what, Jesus still loves you. En dit change alles hier binne in jou. En dan wil jy half stry, maar dis hoekom ek van die woord advokaat hoor, want nie een van ons wil actually met 'n advokaat stry nie, nee. Dis half so van, okay, wel ek dink jy gaan hierdie argument wen. Dan is dit soos 'n reg, Here. Dan gaan dit aan. Jy sien, ek skryf, hy het nie nodig om te veg vir jou onskuld nie. Hy herinner jou wie jy is, jou identiteit. Hy kom herinner jou, maar jy het 'n nuwe identiteit in Christus. Glo dit, besef dit. Ja, sal nou aangaan. En dan die tweede een, intercessor, dis daai tyd wat gewoonlik gaan na hierdie gesprek van die advokaat,
dan het jy amper nie woorde om met God te praat nie. Jy is so half, die wind is so uit jou seile uitgeslaan, jy weet nie lekker wat om te bid of hoe om te bid nie, jy weet nie lekker hoe om nou met hierdie ding te maak nie, en dan staan jy voor die Here en jy sê, Here, ag Here, help my net, ek weet nie. Jy weet daai gebed wat jy eintlik bid verlang, maar jy sê eintlik niks. Maar eintlik sê hy so baie. Hy sê die Gees in Romeine 8:26, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Sien jy daai gevoel van, ek staan 'n advokaat, hierdie Heilige Gees wat langs my inkom as 'n advokaat, en ek voel eintlik swak in daai moments. Hy sê, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê kan, weet al so gebid, versigtinge wat jy nie met woorde kan sê nie. Ek bedoel, 'n party van die mans, wees eerlik, jy sê dit partykeer vir jou vrou en jou kinders dalk. Nie by ons nie. Het gebeur aan die ander kant. Ek weet ek was jare terug in 'n ander gemeente, dit gebeur deur ver, nie. Maar die prentjie is daai versigtinge, wat nie in woorde gesê kan word nie. Hy sê, en God wat die harte deurgrond, hy weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Intercessor wat in jou is, wat pleit, as jy nie weet wat om te sê nie, vir dit wat jy nodig het, pleit hy by God, oor God se wil vir jou lewe. Dit is so amazing, asof die Here vir jou wil sê, soms gaan jy tye hê wat jy nie eers gaan krag gee om vir jouself te bid nie, dan gaan die Heilige Gees vir jou bid. Jy gaan nie eers kans hê om vir jouself te pleit nie, dan gaan die Heilige Gees vir jou kom pleit by God. Is dit nie amazing nie? Dink daaraan. Jy hoef amper net te wees, dis voordelig. This is the great adventure, is voordelig, Here, want ek het die Heilige Gees wat langs my inkom, wat my kom oortuig wie ek is, en wat in my kom sit en sê, maar ek gaan selfs jou kom optel, en vir jou kom pleit, as jy nie die krag het nie. Hy skryf daar, as jy swak is. En dan, so ek skryf daar, hy leer ons bid, volgens wat God se wil is, en hy help ons bid, wanneer ons nie woorde het nie. En dan vat ons die volgende een as trooster. Jy sien, dis wat binne is, voordelig vir jou, want hy sê, dis 'n trooster. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Hy sê, weet jy wat, partykeer dat ons, dit is so, dis partykeer dalk vir jou lekker as iemand na jou toe kom en sy hand op jou skouers en sê, byt vas buddy, jy gaan dit maak. Dis goed, jy voel as iemand wat omgee, jy voel as iemand wat vir jou bid, as iemand wat, as jy nie krag het nie, as iemand wat sê, maar ek gaan jou help hierdeur. Nou sê jy het so iemand 24/7 binne in jou. 'n Comforter. Daar waar jy dit deur die moeilikste tye van jou lewe gaan, het jy hierdie een, ek skryf daar, jy het God in jou om jou te help deur die moeilikste en mees hartseer tye van jou lewe. Jy is nooit alleen nie. So amazing om te besef. Here, U het dit gesê, dis wat dit beteken toe ek gevul is met die Gees. Nou leef asof jy altyd gevul is met die Gees, want jy is. Moenie partykeer leef asof hierdie goed nie in jou lewe is nie. Moenie leef asof daar nie 'n comforter is, asof daar nie, jy weet, 'n helper is of 'n advokaat is in jou lewe, intercessor, asof dit nie is nie. Leef met dit, met die prentjie, want hy kom en hy versterk jou. So die volgende ene wat ek net na vat toe is, dis great om te weet wat hy in ons doen. Maar waarmee is hy elke dag besig in ons lewens? Wat kom doen die Heilige Gees? Yes, hy kom comfort my, yes, hy kom spreek waarheid in my lewe, yes, dis great. Hy tree in vir my, maar waarmee is hy besig? Dis een ding, die Here, Heilige Gees is besig elke dag om jou te transformeer. Hy transformeer die manier hoe jy dink, die manier hoe jy voel, selfs jou emosies, jou wil, jou intellek, hy kom transformeer dit, hy kom verander dit, sodat jy anders begin leef. Jy sien, ons wil dit baie keer anders omdoen. Ek skryf dat dit sluit die volgende in. As ons sê transformeer, dit sluit in, transformeer beteken, hy baie dankie, my good friend Bayo. He's like the Kingsman. Hy maak ons bewus van sonde. So transformasie is, die Here as hy my transformeer, maak hy my bewus van sonde.
Hy leer ons en hy help ons om anders te leef. So hy maak my nie net bewus van sonde nie. Wat hy doen is, hy leer my om anders te leef, anders as dit. So hy kom klaar my nie aan en sê, "Hey, jy is vol sonde nie." Hy kom jy word bewus, weet jy, hierdie wat ek doen is nie reg nie. En dan kom hy help hy my en hy kom leer my om anders te leef. Dis wat hy doen. Okay. So ek skryf, hoor nou hierdie baie mooi. Dis nie wat jy doen. Ek wil nie ons dit baie mooi hoor, want ek word nogal partykeer word ons gekonfronteer met hierdie manier van denke. Dis nie wat jy doen wat jou heilig maak nie. Dit is wie jy is wat maak dat jy anders leef. Hoekom sê ek dit? Want partykeer dink ons, as ek nader aan die Here wil kom, dan moet ek 'n klomp goed los. Nee, wat verkeerd is. Die oomblik as ek dit gelos het, dan kwalifiseer ek om voor Jesus te gaan staan en kan sê, "Wow, Jesus, ek doen nie meer daai slegte goed nie, so nou kwalifiseer ek seker om in u heilige teenwoordigheid te mag wees." Hier het ons 'n klein krisis. Dankie Corrie, dat jy help. Ek het al gehoor ouens sê dit in gesprekke en ek weet dit word nie fisies so bedoel nie, maar die prentjie is vir my om 'n beter lewe te leef, is dit goed dat ek sekere plekke en mense en omgewings vermy, want dan vermy ek plekke wat my tot 'n val sal laat kom en dan voel ek is nader aan die Here. Nou die oomblik as ons dit sê, aan die een kant klink dit goed, maar die een kant as ons dit sê ons eintlik God is ver van my af en God is nie in my nie. Verstaan jy? Want ek moet goed doen om in sy teenwoordigheid in te kom. Maar eintlik as ek begin vergeet van die doen en ek begin fokus op die wie, nee, weet jy wat? Gaan jy ontdek dat die doen verander. Sonder dat jy dit probeer verander. Ek skryf dan, moenie dink as jy gaan probeer minder sonde doen, dat dit jou nader aan die Here gaan bring nie. Hy is reeds in jou. Fokus op die waarheid, dat hy binne in jou is, en sien hoe jou sonde minder word. Jy sien, as ek behold Christ, as ek in Christus se oë kan kyk, as ek bewus word van sy teenwoordigheid deur die Heilige Gees binne in my, en dis wat ek dryf elke dag, my dryfkrag is, en elke oomblik kry ek myself met intieme tyd wat ek met God spandeer, om te fokus op wie hy is. Die uiteinde van dit is, ek gaan 'n lewe leef waar my dade anders word. As ek dit andersom doen, gaan ek heeltyd skuldig voel, ek gaan heeltyd voel ek kry dit nie reg nie, ek gaan heeltyd voel ek kwalifiseer nie vir sy liefde en sy genade nie, ek gaan heeltyd voel ek kan nie in sy teenwoordigheid wees nie, want ek as mens is te verkeerd, en ek doen te verkeerd, en ek dink te verkeerd, en ek sondig te veel, maar as ek dit anders omvat en sê, goed, maar Christus, u het juis gekom, sodat ek net soos wat ek is, in u teenwoordigheid kan kom staan, en u verklaar my heilig, en ek staan voor u as, u het my heilig verklaar as 'n heilige kind van God, en dis my vertrekpunt. Guess what? Jou optrede gaan begin anders word. Dis 'n tyd, nee, vat baie keer 'n tyd, maar dit gaan begin change in jou lewe. Want nou fokus ek op hom. I am the true vine, staan geskryf in Johannes 15, hy sê, and my Father is the gardener, he cuts off every branch in me that bears no fruit. Nou, altyd lees jy hier en dan dink jy, die Here staan daar en dis seer, want hy klap jou, nee, ek wil, hy sny daai dooie takke af. Eintlik wat gebeur is, as jy bewus word, as jy in hom is, daai dooie takke val net af. Okay? Jy doen dit nie, dit gebeur net. Hy sê, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of all of the word I have spoken to you. Hoor dit mooi. Daar's klaar lewe in jou, daar's klaar heiligheid in jou, dis klaar uitgespreek, dis reeds daar. Al wat jy moet doen is fokus op the true vine. Here, ek fokus, ek is ingeplant, u is in my, u gees is in my, hoe meer ek fokus op dit, gaan hierdie dooie takke wat nie vrugte dra nie, wat eintlik uitgaan op die dood, die werke wat uitgaan op die dood, gaan afval uit my lewe uit, en die werk, dit wat lewe bring, gaan meer word, en meer word, en meer word. En later gaan jy jouself in 'n spieël kyk, of mense gaan na jou kyk, en hulle sien 'n boom vol vrug, en nie 'n dooie boom, soos jy miskien jouself op die oomblik sien nie. Sien wat God se Gees in jou doen. Ek skryf hom so plain soos hy kan wees, ek het hieroor gaan dink, toe sien ek nogal die prentjie. Dit is 'n natuurlike proses wat plaasvind, solank as wat die tak in die boom is, groei dit en dra dit vrug. Dit kan nie langs die boom op die grond lê en probeer vrug dra om deur die boom raak gesien te word nie. Kyk, jy kan nie hier langs nie ingeplant wees, ingeënt wees in die boom, en jy sou 'n dooie tak en sê, ek gaan op my eie traai vrugte dra om hierdie boom te impress, om te sê, check my appels.
Jesus sê, jy hoef my nie te impress nie. Hy sê, weet jy wat, wees net ingeënt. Besef net wat dit beteken, is voordelig dat die Heilige Gees in jou is, en die natuurlike proses, dis eintlik die supernatural wat natural word vir ons, die proses is, jy gaan begin vrug dra. Dis voordelig dat ons verstaan wie hy in ons is. Ek is klaar vanoggend, ek wil graag jou vat vanoggend op hierdie journey, om te sê, Here, ek is, as ons praat oor fueling, dit wat in my is, die Heilige Gees, is dit eintlik om te sê, ek wil 'n intieme oomblik hê waar ek so 'n bietjie introspeksie wil doen. Nee. En ek wil jou graag vanoggend hierdie geleentheid gee om te sê, ek wil net so 'n bietjie kom kyk wat gaan binne my aan. So die vraag is, en sonder dat jy nou vir iemand, ek dink hierdie is jy en die Here oomblik, nee, hierdie is nou net jy en Jesus. Dis dit. Jy en Heilige Gees. Jy en die Vader. Dis dit. Jy net vir 'n oomblik vir jouself sê maar, wat is dit wat my leeg laat voel, al is ek vol? Wat is dit wat maak dat ek soms daai vraag vra en sê, Here, my batterye is pap. Ek is moeg. Ek is moedeloos. Wat is dit? Ek het dit gaan opdeel in 3 groepe. Alles wat jou laat skuldig voel, is baie keer goed wat ons batterye pap maak. Ek voel skuldig, ek het verkeerd opgetree, ek voel nie werd om in sy teenwoordigheid te wees nie, ek voel ek is op my eie krag, moet ek staat maak. Ander kategorie is goede wat te doen het met alles wat jou skaamte laat beleef. Something happened in your life. En daai ding kom steel jou joy. Daai oomblikke van waar ek myself in skaamte sien, of in skaamte leef, skaamte beleef in my lewe. Die ander kategorie is die goede wat jou seer maak. Alles wat in jou lewe, wat al gebeur het, wat jou seer maak. Dis die goed wat kom roof by ons, om eintlik net te weet, ons is gevul met die Heilige Gees. En dan vanoggend, Heilige Gees, wil ons voor U kom staan, en net kom vra, kom openbaar aan ons die leuns wat die vyand oor ons lewe uitspreek. Vir ons kom sê, maar ons is sondig, ons is nie goed genoeg nie, ons is nie waardig nie, ons is nie, God is nie regtig so lief vir ons nie. En dan vanoggend, in hierdie oomblik, Here, is ons gebed, ons wil kom hoor wat U sê oor ons lewens. En ons wil uit hierdie openbaring wil ons leef. So ek wil vanoggend die geleentheid gee om daar waar jy is, miskien net terug te gaan en te sê, Here, wat is dit wat my leeg maak, of leeg laat voel, alhoewel dit nie die waarheid is nie, net vir 'n oomblik. Ons hou dit ons oë so toon, kom ons praat net met die Here. En ek wil vanoggend net gehoorsaam wees. En ek wil vir jou regtig insluit in 'n gebed. Ek glo ons almal wat vanoggend hier sit, almal wat hier sit, kan ergens ons hand opsteek en sê, Here, daai ding, hierdie ding, of dalk meer, is goed wat my moeg maak en moedeloos maak. Maar tog wil ek jou vra vanoggend, as jy ernstig is, net jou hand op te steek. Ek gaan vir jou bid. Dankie, Jesus.
vra dat iemand daar by Elsabie gaan staan ook agter asseblief. Ek weet ons is bewus van sy gaan deur 'n moeilike tyd. As daar nog iemand is wat spesiaal net mense nodig het om vir jou te bid, steek dit op jou hand. Iemand gaan sy skouer op jou hand sit. Sy hand op jou skouer sit. Amen. Jesus. Here, dankie dat as ons vanoggend hier sit, kan ons sê, Here, dat elke lysie wat ons kan maak, wat ons ergens kan sê, hierdie mag dalk 'n rede wees wat die Here bietjie verwyder uit my lewe uit, dat dit voel of ek baie keer miskien net alleen deur hierdie goeie moet gaan, waardeur ek gaan, Here, kan ons vandag kom sê, maar dit is nie die waarheid nie, want Christus het gesterf vir alles, en Here, die Heilige Gees kom oortuig ons van alles, wat waar is in ons lewens, en die grootste hiervan is, die Heilige Gees kom oortuig ons, dat ons kinders van God is, Here, en die Heilige Gees kom oorreed ons, dat daar, as het goed is dat ons verkeerd doen, nie om ons skuldig te laat voel nie, maar juist, om ons op die punt te bring, dat ons net besef, dis nie wie ons is nie, so jy kom openbaar aan ons, wie ons is, en uit hierdie openbaring verander ons lewens, en Here, daarom wil ons vanoggend elke leuen van die vyand, wat oor ons uitgespreek is, Here Jesus, net kom kanseleer in Jesus naam. Here, want dis waarvoor U vir ons gesterf het aan die kruis. U het vir ons moontlik gemaak om te leef en ten volle te leef. In oorvloed, want dis wat die woord sê. Die vyand is die een wat kom steel en kom slag en kom verwoes om ons verhouding met God te verbreek, maar Jesus het gekom om lewe te gee en lewe in oorvloed, en dis wat ons nou wil beleef in Jesus naam. Dankie Here. Kom ons staan op en kom ons worship net so 1 of 2 songs. Kom ons beleef net God se goedheid. Kom ons maak dit 'n moment, 'n intieme oomblik vanoggend. En ons dank die Here vir sy volheid, sy gees in ons. Amen. Is the name above all names, is the one who's worthy of all praise. His name is Jesus. He's the King of endless days. He's the one who died so love could make a way. His name is Jesus. Oh, His name is Jesus. At the center of it all is Jesus Christ. I will serve Him through it all. With all my might, I will give Him all the glory. I'll forever bless the name of Jesus Christ.
for His glory. He's shaping all my heart towards Him at the center of it all. He's taken every part of my